Broers en susters, ons lees saam met die woord van die Here vandag uit die Nuwe Testament. Ons lees saam uit die boek van die Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 4, vers 14 tot en met hoofstuk 5 se 10de vers. Hebreërs 4 vanaf vers 14 dan. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee het met ons swakhede nie, maar een wat, soos ons, in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang, om op die regte tyd gehelp te word. Elke hoëpriester wat uit mense geneem word, word immers ook ter wille van mense aangestel vir die offerdiens voor God, sodat hy ter wille van die sondes geskenke en offers kan bring. Hy kan deernis hê met die wat in onkunde dwaal, aangesien hy self ook aan swakheid blootgestel is. Juist daarom moet hy, net soos vir die volk, ook vir homself offers vir sy sondes bring. Niemand eien die eer vir homself toe nie, maar hy word net soos Aaron deur God geroep. So ook het Christus nie homself vereer om hoëpriester te word nie. Die een wat hom vereer het was God, wat vir hom gesê het, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. So sê hy ook op 'n ander plek, jy is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Christus het tydens sy aardse lewe smekinge en pleitbedes van harde krete en trane gebring voor God, wat in staat was om hom uit die dood te red, en hy is verhoor op grond van sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Alhoewel hy die seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gelei het. En nadat hy tot volmaaktheid gebring is, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige verlossing geword, aangesien hy deur God aangewys is as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Ons lees tot sover saam. Gelukkig is elkeen van ons, as ons die woord van die Here so hoor, as ons ook hierdie woorde glo en elke dag van harte uitleef. Broers en susters, ons teksvers vir vandag se prediking vind ons in die 14de vers van Hebreërs hoofstuk 4. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, Jesus, die Seun van God, laat ons aan hierdie belydenis ook elke dag vashou. Geliefdes, dit gebeur vandag miskien nog meer dikwels, dat daar by ons as mense 'n huiwering is om nagmaal te gebruik. 'n Huiwering omdat ons so maklik dink, ag, dit maak ook nie regtig saak nie. Is maar net 'n gewoonte, is maar net iets. Ons kan dit doen wanneer ons die behoefte daartoe het, of as ek onthou, of wanneer die geleentheid om voordoen. Soms weerhou ons van die nagmaal omdat ons nie die vrymoedigheid het om nagmaal te kom gebruik nie. Miskien is daardie vrymoedigheid 'n voorval wat in my lewe plaasgevind het, waar ek dalk 'n wrok, 'n kwade gevoel in my hart ronddra. Miskien het ek beklei by die huis. Miskien is ek op 'n stadium in my lewe waar geloof belangrik is, maar so maklik een kant toe geskuif word. Omdat dit nie inpas in my roetine, in my daaglikse aktiwiteite nie. Soms weerhou ons van die nagmaal omdat ons maar
sommer net hardkoppig is. Omdat ons kwade gevoelens wil koester en eerder wil kwaad bly as om hier aan die tafel te kom sit en te hoor dat ek moet vergewe. Dat ek in liefde moet uitreik en moet aanraak. Dat ek anders oor dinge moet dink. En so maklik is my plek hier aan die tafel leeg. En soms is my plek ook net hier leeg, omdat ek nie die genade van God verstaan nie. Ons word opgeroep om nagmaal te gebruik. En nagmaal is nie maar net brood en wyn wat ons uitdeel en ons eet daarvan en ons drink daarvan nie. Hierdie brood en wyn is ook nie 'n middel tot my redding nie. Is nie iets wat ek kan gebruik en die oomblik wanneer ek dit gebruik het, dan val die sonde van my af en rol dit sommer net weg nie. Hierdie instelling van die nagmaal, hierdie voorreg wat ons steeds vandag het om in te kan deel, is daar sodat ons 'n baie groter ingryping van God in ons lewens kan onthou en sal besef. Ons moet vandag hier met ons deelname aan die nagmaal opnuut besef dat God 'n genadige God is. Nie 'n ongenadige ou wat wil met 'n stok loop en slaan nie. Nie een wat reg is om jou by te kom nie. Maar een is wat met 'n uitgestrekte hand na jou toe staan en wat jou nooi en sê, kom na my toe. Ook jy wat moeg en oorlaai is. Ook jy wat gebuk gaan onder watter omstandighede ook al. Hy roep ons op om hier aan sy tafel gevoed en versterk te word. En ons oproep en ons na die tafel toe kom, moet ons lei tot 'n baie verantwoordelike besef. Wat gaan ons hier maak? Waarmee is ons ook vandag opnuut besig? En hierdie verantwoordelikheid waartoe ons opgeroep word en wat ons moet oordink, is dat ons opnuut moet besef dat ons sondaar mense is. Dat ons as sondaar mense verhoudinge het waarbinne ons lewe. Verhoudinge met mense en verhouding met God. En ons moet ook nadink en opnuut aanvaar dat God bereid is om ons te vergewe en dat sy genade vir ons genoeg is. Geliefdes, as ons so nadink oor ons sondes, en dit is ons verantwoordelikheid om elkeen self daaroor na te dink. Ons kan nie net dink aan ander se sondes nie. Ons kan nie dink oor wat iemand anders gedoen het nie. Ons kan ook nie net oor sonde dink soos wat ons so maklik in ons gebede doen, Here vergewe my sondes, amen nie. Maar ons moet die inhoud van daardie sonde besef, inhoud gee. Sonde is nie maar net iets wat ek doen en dit is maar alright nie. Sonde is daardie dinge wat my verhoudings afbreek. My verhouding met mekaar, maar nog meer belangrik, ons verhouding met God afbreek. En as ons dink oor hierdie sonde, dan is dit hoekom ons as mense sal sterf. En elkeen van ons gaan sterf. Want die straf van hierdie sonde is nie net sommer gou-gou net iets nie, dis die dood. Die straf van die sonde is die dood. En Jesus het mens kom word
en hierdie straf van die sonde op hom kom neem. Hy het vir ons 'n verlosser geword deur die sondelose te wees, wat namens ons sondaars die straf van die sonde kom dra het. En hy het dit gedoen deur aan 'n kruis te sterf. Die mees beledigendste dood, die swaarste dood om te sterf. Om in pyn en asemnood jou dood te versmoor. Hierdie straf van die sonde wat Jesus kom dra het, was nie 'n towerstaf met 'n abrakadabra en woep, weg is dit nie. Hy betaal met sy lewe daarvoor. En daardie aand, voordat hulle hom in hegtenis geneem het, toe hy en sy disippels daar aan die tafel gesit en eet het hy brood geneem en dit gebreek en vir hulle gesê, neem van hierdie brood en eet dit. Soos wat ek hierdie brood breek, so sal my liggaam vir julle gebreek word. En elke keer as julle van hierdie gebreekte brood eet, dan moet julle dit onthou, dat my liggaam vir julle gebreek is, sodat julle daardeur kan lewe, sodat julle daardeur die ewige lewe kan ontvang. En die wyn het hy na die ete ook vir hulle gegee, gesê, hierdie is 'n nuwe verbond. Dis 'n nuwe kontrak wat ek met julle sluit, met julle en julle nageslagte, deur my bloed beseël. Dis 'n ewige verbond, wat nooit weer nodig sal wees om gesluit te word. Dis die waarheid. Julle kan daaraan vashou. En in ons nadenke, in ons deelname, moet ons hierdie sonde besef, ook deel maak van ons eie lewens. Dis nie net 'n broodjie wat ek eet nie. Dis my nadenke oor Jesus se kruisiging ter wille van my sondes. Ter wille van my moedswilligheid en hardkoppigheid. Ter wille van my doelbewuste keuses so maklik in die lewe. Broers en susters, ons moet nadink oor ons verhoudinge. Want hier waar ons aan die tafel kom sit, is ek nie die enigste ene nie. Hier is ander wat met my hierdie tafel deel. Hierdie eksklusiewe tafel, waar slegs sondaar mense kan kom aansit. Mense soos ek wat foute maak, maar waar God se genade so groot is, dat dit vir almal is, en dat ek kan eet en dat ek kan deel met ander. En dat God bereid is om hulle te vergewe. En dat God ook bereid is om met hulle voor te begin. En dat God ook bereid is om sy hand uit te steek en te sê, ek is jou God, ek wil jou God wees. En ek wil hê jy moet my kind wees. En dat ons nie na mekaar moet kyk met seer oë nie, maar met sagte oë. Nie met harde woorde nie, maar met sagte woorde. En dat ons met daardie hart van vergewensgesindheid ook moet gaan lewe. Al het ons ook hoeseer gekry. Geliefdes, om God se genade en vergifnis te aanvaar en te wil hê, moet my ook dwing om anders te gaan optree, te gaan lewe in hierdie wêreld. Ons kan onsself nie red nie. Nie ons beste pogings gaan maak dat ek in die hemel kom nie. Dit is net God se hand wat my na hom toe trek, wat my by hom kan bring. Ons kry deel aan God se beloftes. Nie omdat ons iets reg kry nie, maar omdat hy iets reg gekry het. En omdat hy dit kom deel het met elkeen van ons.
God het ons menswees voor hom kom verander. God het alle gebrokenheid kom herstel. Die verhouding tussen ons en God, want Jesus is ons middelaar wat vir ons intree. Die Heilige Gees is God in ons en by ons. Maar ons moet ook, net soos wat die verhouding tussen ons en God herstel is, daagliks gaan leef om met die mense rondom ons ook in 'n geloofsverhouding te leef. En dit is alles dinge wat my moet motiveer om met 'n vrymoedigheid te kom aansit aan die tafel van die Here. Dit is nie goed wat my moet weghou hier nie. Die nagmaal is nie iets goedkoops wat ek kan verwerf nie. Dit is ook nie 'n beloning vir my geloof nie. Dit is 'n geleentheid tot nadenke. Dit is 'n geleentheid tot introspeksie. Dit is 'n geleentheid tot bekering. Hoe leef ek? Hoe lyk ek? Dit is iets wat God vir my aanbied en daarom kan ons dit met vrymoedigheid ook aanneem. En broers en susters, ons kan vandag as vrygemaakte mense na die tafel toe kom. Mense wat die voorreg het om God te kan ken, in 'n verhouding met hom te kan leef, miskien iets van geloof te kan verstaan, nie omdat ek slim is nie, maar omdat God homself aan my bekend maak. Ek kan met vrymoedigheid hier aan die tafel kom aansit, sodat ek opnuut kan onthou, gevoed kan word, en versterk in die geloof hier kan uitgaan. Wanneer u nou die geleentheid het om hier aan die tafel te kom aansit, kom sit hier. En voordat u daardie brood neem en daardie wyn neem om te drink en te eet, dink daaroor na. Laat jou deelneem, juis jou motivering wees, om te gaan wees wat God jou gemaak het, om vir hom te wees. Verlede Sondag het ons gehoor dat ons vir God tempels moet wees. 'n Kerk moet wees in hierdie wêreld. Ons deelname hier moet juis vir ons daardie motivering wees om die lig in hierdie donker wêreld te gaan laat skyn en 'n verskil te maak in die wêreld waarvan ons deel is. Want ons wêreld is goddeloos. Ten spyte van God se grootheid sien hulle hom nie raak nie. En daarom wanneer jy ook hier uitgaan, gaan werk aan die dinge waaraan jy ook vandag gedink het. Daardie sonde besef, daardie verhoudings waarbinne jy leef, daardie besef van God se genade wat vir jou beskikbaar is. En gaan wees wat God jou bedoel het om te wees, 'n verloste sondaar. God het juis gekom in Jesus Christus om dit wat stikkend was heel te maak. Hy het ons lewens nuut kom maak. Amen. Geliefdes, kom ons luister nou na die formulier vir ons deelname aan die nagmaal. Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons vandag die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons
dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie nagmaal rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sondes en ons het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. En wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te gaan getuig van sy versoening, van sy sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. Maar voordat ons by die tafel kom aansit, kom laat ons eers saam bid. Here, dankie dat ons vandag by u tafel mag aansit. Ons glo dat u hier is, soos wat u elke dag by ons is. Dat u ons versorg en bystaan. Ons vra u versterk ook nou ons geloof. Voed ons met die ware hemelse brood en wyn, Christus Jesus, ons hoop en lewe. Verseker ons deur u Gees dat ons deel het aan u lewe, aan u sterwe en opstanding. Was tog ons sonde af deur u bloed. Maar wil u ons ook so aanraak dat ons dankbaar as u kinders sal leef. Stuur ons en maak ons oë en harte oop vir almal in nood. En laat ons ook na mekaar uitreik. Gee ons die geloofsoortuiging om u Here Jesus Christus met woord en daad te verkondig. Ons bid dit en vra dit in Jesus se naam alleen. Amen.